25. Vers 14 van vers 25, so lees tot vers 35. Sê 'n groot menigtes het saam met hom gegaan, dis Jesus. En hy het hom omgedraai en vir hulle gesê: As iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Want wie van julle wat 'n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken of hy die middele het om dit uit te voer, sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien nie miskien met hom sal begin spot en sê: hierdie man het begin bou en hy kon nie klaar kry nie. Of wat 'n koning wat optrek om teen 'n ander koning slag te lewer, gaan nie eers sit en beraadslag of hy in staat is om met 10.000 die een te ontmoet wat met 20.000 teen hom kom nie. Anders stuur hy 'n gesantskap as die ander een nog ver is en vra vredesvoorwaardes. So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Die sout is goed, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit smaaklik gemaak word? Dit is nie bruikbaar vir die grond of vir die as ook nie. Hulle gooi dit buitekant weg. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. Vader, ek dank U vir hierdie geleesde woord. Heilige Gees, ek bid dat U hierdie woord vir ons sal lewendig maak vanmôre, dat hierdie saad op vrugbare grond sal val. Vader, dat dit sal veel vrug dra, Vader. Bid dit in Jesus naam. Amen. Nou daar is iets teenstrydigs daarmee om 'n Christen te wees. Ek weet jy dit al beleef het nie. Aan die een kant is daar niks soeter en geseënd as om 'n kind van die Here te wees. Wat is dan beter as om te besef dat al jou sondes vergewe is? Wat is dan beter daaraan om te besef dat Jesus nou by die Vader besig is om vir ons plek voor te berei? Ek weet, dis wonderlik. Wat is dan beter om te besef dat maak nie saak meer wat se omstandighede jy in jou lewe gaan nie, Jesus is met jou, hierdie Heilige Gees elke dag. Soms wonder ek hoe die ongelowiges daar buite deur die lewe gaan, hierdie sware lewe, en hoe koop hulle, hoe maak hulle dit? Ek ben sonder Christus, is daar nie vir ons hoop nie, sê die skrif. En dan maak die lewe nie sin. C.S. Lewis het gesê, hy sê ek glo in Christenskap soos ek glo dat die son opgekom het. Nie omdat ek dit kan sien nie, maar omdat ek as gevolg van die son, van die lig daarvan alles rondom my kan sien. So wat hy sê is, ek glo in Christenskap, nie net omdat ek dit verstaan nie, maar omdat ek in Christenskap die hele alles maak vir my sin in die woord van God. Maar dan jy aan die ander kant, beteken dit dat jy jou lewe moet weggeef. Dit behoort nie meer in jouself nie. Jy is nie meer autonoom nie. En hoe graag wil ons autonoom wees? Ek wil my eie ding doen. Jy is onder die heerskappy van jou skepper, die skepper van die heelal. En disipelskap is nie opsioneel nie. Dit is Jesus se volle roeping. Hy wil hê ons moet sy disipels wees. Hy wil hê ons moet hom volg. Dis sy roeping. As jy jou roep, is dit wat jy moet word as 'n disipel. Ons het nou net gesien wat sê hy, as jy 'n disipel wil word. Dis harde woorde daai. So die disipelskap beteken om oor te gee, om gevorm te word en gehoorsaam te wees aan die woord van God. Dis disipelskap. En om sy sending daar buitekant, want moet dit nie vergeet nie, God is op sending. Ek en jy raak deel daarvan, ons kan deel daarvan raak en die evangelie verkondig, maar dis God wat op sending is. En ons moet sy sending, in ons, as sy disipels, moet hy hierdie sending vermeerder en verdubbel. En dan kom jy, wat Dietrich Bonhoeffer gesê het, wanneer Christus 'n persoon roep hy hom om te kom sterf. Harde woorde.
En dan die eerste C.S. Lewis, wat net vir jou verduidelik hoe wonderlik die evangelie is, die son, hier kom hy en hy sê, indien jy 'n godsdienst soek wat jou werklik gemaklik sal dit voel, sal ek definitief nie Christendom aanbeveel. Nie ware Christendom nie. Nou, vanaf Lukas 9, vers 51 tot 1944, daai verse, daai hoofstukke daar, sien ons Lukas se sogenaamde reisafdeling. Hulle noem die reisafdeling. Jesus is op pad van Galilea af op pad Jerusalem. Dis die finale maande van Jesus se bediening hier op aarde wat ons hier beleef in daai hoofstukke. En dit is waar Lukas Jesus se vasberadenheid om Jerusalem toe te gaan beklemtoon. Ek meen hy's op pad Jerusalem. Is 'n reis wat hom sou neem na sy dood aan die kruis, sy begrafnis, sy opstanding en hemelvaart uiteindelik. En in ons gedeelte, die skrifgedeelte wat ons is, bevind ons hom in die middel van hierdie reis. So hy's op pad Jerusalem toe, ons is hom in die middel, dis die middelste maande waar hy op pad is. En jy sal sien in ons skrifgedeelte, skielik verander Jesus se fokus van konfrontasie met die Joodse leiers, verander dit na sy doel is om sy disippels gereed te kry vir wat hy uiteindelik sou weggaan. Hy moet sy disippels regkry. En Jesus maak dit duidelik. Ware disippelskap is glad nie maklik nie. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor God, die skepper van die heelal. En om die erns van hierdie saak duidelik te maak, sodat ons die toewyding kan verstaan wat daarmee gepaard gaan, verduidelik hy dit op hierdie manier wat hy dit verduidelik. Dis hard. Dis harde evangelie. En Lukas begin en hy sê, dat menigtes het Jesus gevolg. So hier stap Jesus, hy is op pad Jerusalem toe, ons is in die helfte van die reis, hy is halfpad op pad Jerusalem toe, en hier behalwe sy disippels is hier nog mense wat hom volg, en hy gebruik het om te wys hoe gewild Jesus was. En ek weet hoe graag ons kerke, hier kan gaan kyk hoe wonderlik ons met die kerk vol, en ons wil mense hierin hê, en ons doen allerlei natuurlies om die kerk vol te kry. En hier is Jesus, hy is gewild, hulle volg hom, en wat doen Jesus? Hy stop skielik en hy sê vir hulle, wie wat? As jy na my toe wil kom, is jy bereid om jou pa, jou ma, jou vrou, jou kinders, jou broer, jou susters te haat? Is jy bereid om jou eie lewe te haat? Onthou as hy sê, jy met jou kruis opneem om volg, praat van die dood, jy bereid om te sterf vir my. Indien jy dit nie kan doen nie, indien jy dit nie kan sê nie, kan jy nie my disipel wees nie. Dit is hard. En dit is Jesus wat dit praat. Dit klink vir my, as jy dit, met die eerste oogopslag, klink dit vir my of Jesus sê dat dit is 'n Christense plig om jou familie te haat. Ek het staan nie geskrywe. Dat risie en twis en tweespan onder 'n familie, dit is die kenmerk van 'n Christen huishouding. Ek weet, dan spreek Jesus was die 5de gebod wat sê met jou vader en jou moeder eer, reg? Dan spreek hy Markus 10:27 wat sê jy met jou naaste lief hê soos jouself. So ek moet so waarvan praat hy as hy dit sê? Waarom is hy besig? Ek weet nie al sulke prediking ooit vir die kansel afgehoor as mense 'n kerk wil vorm. Dis definitief nie prediking waarmee die kerk vol maak. Definitief nie. So Jesus se woorde slaan jou asem weg. Ek weet, hy kan toch nie ernstig wees nie, was hy? En om sy punt te staaf, gee 2 illustrasies van kosteberekening, van budget-uitwerking. En ja, sit met die budget. Hy sê, voordat jy my volg, moet jy jou budget gaan uitwerk. Gaan jy dit kan bekostig? En hy gebruik die bouwbedryf en die oorlogvoering. Dit is die 2 goed wat hy gebruik. En hy praat van 'n wagtoring bou. Wie gekom en hy wil 'n wagtoring nou? Die wagtorings is daai gebou, dis of waar landerye was, of dit is by 'n stad, was 'n wagtoring gebou. Dit was 'n duur besigheid. So wat hy sê is, luister, wie begin 'n wagtoring sonder om te weet, het ek alles wat dit nodig, gaan ek hierdie ding kan klaarmaak? Want die mense gaan my spot en dan sit jy met hierdie ding, uiteindelik nou sit 'n monument waar daar staan, half klaar gemaak en mense sê, ja nee, wat Nico daai ding gebou, kyk hoe lyk dit hier so. Hier mekaar. En julle het geweet, julle weet van die Sharemax Villa in Pretoria. Hy staan nou al 15 jaar daarom klaar gemaak. Julle weet van hom? Selfde ding. Kyk hoe lyk dit. En dan kom hy en hy sê, dan is daar 'n koning wat die krag van sy weermag toets.
So wie se oorlog op pad, ek moet die krag van my weermag toets, en wat 'n koning vat 'n ander koning aan as jy weet, ek het nie genoeg soldate nie, en ek het nie genoeg militêre toerusting. En as jy weet, ek kan dit nie doen nie, ek gaan dit nie maak nie, dan stuur jy mense vooruit om vrede te vra, luister, kan ons vrede onderteken op een of ander manier, wat kan ons doen om vrede te bring? Maar as die deel gaan veg, en ons maak dit nie, is nie net my koningskap tot nie, maar my hele koninkryk en my mense onder my is tot nie. Maar dan is Jesus nog nie klaar nie, hy sê, as jy hierdie somme gemaak het, hoor wat sê hy dan? Indien jy nie ontslae kan raak van al jou eiendom nie, kan jy nie my disipel wees nie. Ja, dis 'n hand. So om op te som, wat ons nou hier gelees het, om 'n disipel van Jesus te wees, moet ek almal om my hart, self myself. Ek is 'n bouwer, en ek moet die regte boumateriaal hê. Nou, waarmee moet ek bou, en wat moet ek bou? Verstaan nie, waarmee is hy besig? En dan is hy koning, hy is op oorlog aan die gang, en ek het soldate nodig, en ek moet die regte soldate en die regte toerusting hê. En dan kom hy uiteindelik, as jy nou al die goed het, moet jy van alles ontslaan. Wat? So ek moet bou, en ek moet 'n oorlog voer, en ek moet van alles ontslaan raak. Dis die mekaars moet verstaan nie, waarmee Jesus hier besig is nie. Waarom het Jesus hierdie taal gebruik? Het Jesus op hierdie stadium net nie 'n lekker dag gehad nie? Was hy moeg vir die mense wat hom volg, omdat hy het vir brood gegee en alles op die stadium? So, wou hy net van die mense ontslaan raak? Of wou hy hierdie nou pad na die ewige lewe, wou hy nog nouer laat? Waarmee is Jesus besig? Hierdie is 'n harde boodskap. Ons hoor nie meer hierdie boodskap van die kansel af. In teenstelling met Jesus se harde evangelisasie veldtog, lyk die moderne kerk se poging om disippels te maak so klein bietjie anders. Indien ons familie of vriende of selfs vreemdelinge sien wat Jesus nie ken nie en ons het 'n hart om hulle te gaan evangeliseer, dan lyk ons evangelisasiewerk so 'n bietjie anders. Ons sal alles in ons vermoë doen om hulle na Jesus toe te trek. Ons sal smeek, ons sal hulle probeer ompraat, ons sal hulle vlei, ons sal heuning om hulle mond smeer. En dan maak ons allerlei beloftes. Jy al gehoor? Jou lewe gaan wonderbaarlik verander as jy Jesus aanneem as jou saligmaker. Dis die prosperity gospel, die welvaarts evangelie. En hy breek die gemeente, hy breek mense. Ons wil die pad na Christus Jesus so maklik as moontlik laat lyk. En dan die pad saam met Jesus, as hy jou siel gered het, dan wil ons die pad van Jesus, saam met Jesus, wil ons soos 'n skilderagtige roete, 'n wandelroete laat lyk. Dis te wonderlik, maanskyn en rose. Maar my verkeerd verstaan nie, daar's niks verkeerd om 'n hart vir verlore gaans te hê. Ons moet die regte evangelie gebruik om hulle te trek. Wat in die proses van hierdie sagte evangelie wat ons verkondig, beskryf ons die Jesus wat slegs in ons koppe bestaan. Ons ken nie Jesus. Ons skep 'n prentjie van disipelskap wat jy nêrens in hierdie Bybel sal kry, nêrens. Ons sit met 'n afgewaterde evangelie. En hier is die evangelie wat ons gewoonlik hoor. Daar is 'n liewe Jesus. En hy is vreeslik lief vir jou. En hy het gekom om jou te red van die hel. En dan nooi jy hom in jou hart in. Want daai gaan jy ook nêrens in die Bybel kry. Ons nooi Jesus in ons hart in, dis nie in die Bybel. En dan word jy 'n vriend van God. En dan wandel jy met hom op hierdie wonderlike pad. Klink dit bekend? Dis nie die evangelie nie. Die woord van God sê, in 1 Korintiërs 1 vers 22 tot 25, die ware evangelie klink vir die wêreld soos dwaasheid. Die ware evangelie gee aanstoot vir die wêreld. Die ware evangelie is 'n struikelblok vir die wêreld. Dit klink nie mooi op die oor nie. Die volle evangelie, sê Romeine 1 vers 16, is die krag van God tot redding vir die wat glo. So as ek wil hê, jy moet gered word, God het sy krag in sy evangelie gesit, dan moet jy die volle evangelie hoor. Hoe anders word jy gered as dit die krag van God is tot redding? En dan is my vraag altyd, hoe word mense gered? Met 'n halwe boodskap.
En dan oortuigings, my oortuigings het die genade van God vervang. En dan wanneer die swaar van die lewe begin kom, nou die lewe gebeur. Ek sê weer, leef lang genoeg en jy gaan bloei. Wanneer die swaar dinge oor ons pad begin kom, dan begin ons God verwyd. En ons wil afvallig raak, want hoe kan God dit doen? Want die probleem is nou, dat hierdie omstandighede wat ons nou beleef, is in teenstrydig met die God wat ons in ons kop geskep het. Want dit is nie die God van die Bybel nie. Ons het nie die harde evangelie van Christus Jesus gehoor nie. Nie, ons het die sagte evangelie gehoor. Afgewaterd. En dan gebeur die volgende. Matteus 7 vers 21. Matteus 7 vers 21. En dis Jesus wat hier praat. Hy sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, en in U naam duiwels uitgedryf, en in U naam baie kragte gedoen nie? Van wie praat hy hier? Van die ou wat sê, daar is nie 'n God nie? Nee, dit klink vir my na ons wat in die kerk is hier. En dan sal hy sê, en dan sal ek, Jesus aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Harde woord. Word die Bachman het gesê, die moderne kerk vervaardig passievolle mense, gevul met leeukoppe, wat lief is vir die Jesus wat hulle nie baie goed ken nie. Harde woord, kan ek weer sê. Die moderne kerk vervaardig passievolle mense, gevul met leeukoppe, wat lief is vir die Jesus, wat hulle nie baie goed ken nie. Daarom, omdat Jesus mense lief het Jesus omgedraai en skade gewaarsku. Hy het die volle prentjie geskep. Dis hoekom hy die woord haat gebruik het op daardie stadium. Die praktiese voorbeelde wat hy gebruik het, daai twee praktiese voorbeelde het onderstreep die feit dat disippelskap nie net 'n abstrakte ideaal is nie. Dis 'n harde werklikheid. Ek sê weer, as jy lank genoeg saam met Christus gestap het, ek is vol breuke en knoppe, geestelik, soos die Here my gebreek en geknak het, om my te kry waar ek vandag is. Ek sê weer, ek is nie meer wat ek was nie, maar ek is nog nie wat ek gaan wees nie. Wanneer Jesus kom, hy is besig met my. Die probleem is die woord haat krap ons hele boeke die mekaar. In ons koppe beteken dit uiterste afkeer op walgende persoon. Maar in die Bybel is dit nie altyd die geval nie. Ons ken die verhaal van Jakob in Genesis 29, waar hy vir sy skoonpa Laban gewerk het. Hy het vir Rachel gewerk 7 jaar. En toe bedrieg sy skoonpa en hy gee vir Lea. En toe moet hy weer werk vir Rachel. Nou kyk jy in Genesis 29 vers 30 sê hy het Rachel meer lief gehad as vir Lea. En dan net die volgende vers sê, in ons Bybel sê God het gesien dat sy die nie geliefde was. Maar in die Hebreë sê hy het Lea gehaat. So in die een kant, die vorige vers sê hy die een liever gehad as die ander. So die een lief gehad, net minder. En in die volgende vers sê hy het gehaat in die Hebreëus. So wat sê hy daar? Hy het net die een, dis nie haat soos ek het 'n walging in jou nie, ek het jou net minder lief. Ek het die een liewer as die ander een. Dis wat van hy praat. En as jy ons konteks gaan sien, die sleutel vir ons gedeelte is in Matteus 10:37. Matteus 10 vers 37. Hy sê, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Nou praat van jou eie lewe. So wat hy sê is, jy moet God meer lief hê as die om jou. Jy moet hierdie reg kry, sodat hierdie kan regkom. As hierdie nie reg is nie, is die nie reg nie. Ons gaan ook vir die verduidelik hoekom ek so sê. Wanneer jy geforseer is om te kies tussen Jesus en die wêreld, tussen Jesus en jou familie, moet jy Jesus kies. Hy moet altyd wen. Nou in daardie tyd, om Jesus te gekies het, in Jesus' tyd, dit beteken jy gaan in stryd wees met jou familie. Dis letterlik wat dit beteken het. Ons sien dit in Lukas 12:49.
Nog harder woorde, ons hoor nie dit nie. En dis Jesus wat hier praat, weer eens. Lukas 12, vanaf vers 49, hy sê, dis Jesus, hy sê, ek het gekom om vuur op die aarde te werk, en hoe wens ek dat dit al aangesteek was? Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word ek totdat dit volbring is? Hy praat van sy dood, ek is op pad na my dood. Dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 in een huis verdeel wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeel wees teen die seun, en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter, en die dogter teen die moeder, die skoonmoeder teen haar skoondogter, en die skoondogter teen haar skoonmoeder. So wat hy sê is, ek kom nie om vrede hier te bring nie, ek het gekom sodat daar vrede tussen julle en God die Vader kan wees. En as daar vrede tussen julle en die Vader is, sal daar vrede tussen hierdie wees. Dit begin hier en ons werk hiernaartoe. Dis waar dit begin. Ons kry hierdie regsy. So Jesus weerspreek nie die woord van God as hy sê haat nie. Hy sê nie jy moet iemand haat nie, jy moet net jou hemelse Vader meer lief hê as die ander om jou. Dan is jou liefde in die hoogste raad. Dis 'n ander tipe liefde. Jesus roep ons terug tot ons eerste liefde. Ware liefde. Onthou jy is deur God vir God geskaap. Dit moet jy besef. Jy behoort by ons gaan daarby kom. Dis beautiful as jy besef ek hoort in sy teenwoordigheid. As ek nie in sy teenwoordigheid is, ek stikke. Ons hoort daar. So ons het die vermoë om waarlik lief te hê verloor. Lukas 6 vers 27 gee vir jou so 'n blik op wat dit werklik is om lief te hê. Lukas 6 vers 27. Die liefde waarvan hy praat. Hy sê, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Ja. Seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. En jy probeer bid vir iemand vir wie jy kwaad is? My vrou het my kwaad gemaak en dan moet ek vir haar bid. My kinders het my kwaad gemaak. Ek haat dat nie. Here, ek weet bid vir man. Jy het gevoel, Here, hier is 'n bonatuurlike liefde waarvan ek praat. Hier is iets anders. Hy sê, aan hom wat jou op jou wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou bokkleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Hier is liefde op steroids. Maar ongelukkig was daar 'n rebellie in die tuin van Eden. Dat ons is in verbinding met God, daar is 'n koneksie met hom one-on-one wat ons nie vandag besef nie. Nou, rebellie is 'n daad van gewapende verzet teen 'n leier of 'n regering. En dit is wat Adam en Eva gedoen het. Hulle wou autonoom wees. Hulle wou hulle eie baas wees. Eerder as om dit onderwerp aan God se gesag, en dit wat God gesê het. En hierdie rebellie is die oorsprong met Satan, wat oorspronklik die een was, wat vir God gesê het, jy is nie genoeg nie, ek sal voor jou gaan. So wat Jesus vir hierdie skare sê is, maak julle somme. Julle is deel van hierdie oorlog van Satan teen God. Julle is deel van my oorlog. Satan is 'n bouer, wat iets begin bou het, wat hy nooit gaan kan klaarmaak nie. Satan is die koning, die skrif van ons Afrikaanse Bybel sê, hy is die owerste, die Engels praat van, hy is the prince of this world. Hierdie koning van hierdie wêreld, wat 'n geveg begin het, wat hy nie kan wen nie. En ongelukkig is Satan, as jy nie wedergebore is, is Satan jou vader. En jy het sy karakter inskakel. Johannes 8:44. Johannes 8:44. Dis die slegte nuus. En dit is Jesus wat praat. Hy sê, julle het die duiwel as vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Dis 'n harde woord. Dis nie maklik nie. En dan kom Paulus in Romeine 1:30 en hy sê, julle is haters van God. Sjoe! Johannes 15:23. Johannes 15:23.
Hy sê, wie my haat, dis Jesus wat hy praat, haat ook my Vader. As ek nie die werke onder julle gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle dit gesien, en tog het hulle my sowel as my Vader gehaat. Maar die woord wat in hulle wet geskrywe is, moet vervul word. Hulle het my sonder oorsaak gehaat. Sjoe. So ons sit met 'n gebreekte liefde. Omdat hierdie liefde nie reg is nie, is hierdie nie reg. So die Jesus daar omdraai en hulle sê, luister jy moet die ander haat en jy moet my lief hê. Wat hy daar gesê het is, kry hierdie reg. En hierdie gaan reg kom. Want die probleem is, sonder Christus kan ons niks doen wat God behaag. Jy moet dit besef. Romeine 8, 6-8. Romeine 8, vanaf vers 6-8. Hy sê, wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Jy kan nie eers lief hê soos wat hy van jou verwag. Ja, want my kind lief het, my vrou lief, hy sê as jy dit lief het, wat tel dit? Wat tel dit? Jy moet die lief hê wat jou nie lief het nie. Dis iets anders. Dis die liefde waarna toe hy ons roep. Jesus sê, ek het daar die som gemaak, voordat ek nog hierdie aarde geskaap het. Julle is nie in staat om daardie oorlog te wen nie. Julle moet 'n vredesbijeenkoms met God aangaan. Dis al genade vir julle. Maar julle besit niks en julle kan niks doen om die Vader te behaag nie. Ek kan niks na die tafel toe bring en sê, Here, hier is wat ek het. Ek soek vrede. Jy het niks, ek het niks. Jesus sê, dit gaan my lewe kos. Ek moet kruis toe. Dis hoekom ek op pad is Jerusalem toe. Dis die rede. En as julle my volg, stap julle self na julle eie dood toe. Omdat Jesus was op pad met sy eie dood toe en het geweet. Hy sê, as jy my volg, stap jy na jou eie dood toe. Want nou sê jy in oorlog skielik draai, want jy is nie oorlog betrokke teen God. Dit is wat jy moet besef. Maar as jy my volg, draai jy teen die vyand, teen die duisternis. Jy is nog steeds in die oorlog betrokke. Dit is net aan die ander kant toe, so mense gaan jou nou begin haat. En Jesus sê, die wêreld my haat. Soos hulle my haat, gaan hulle julle haat. Maar in my sal julle nie die wêreld hoef te haat. Hulle hoef nie. Dis 'n bonatuurlike liefde. Seker is 'n liefde op steroids. Ons geveg is nie teen die mense, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van hierdie eeu en teen die bose geeste in die lig, sê die skrif, Efesiërs 6:12. Hier is 'n geestelike oorlog voor. My fight is nie met die ou daar buitekant wat nie glo. My fight is nie met hom nie. Nee. My fight is vir hom. Ek veg vir hom. Dis die groot ding, dis wat ons moet besef. En dan raak God jou Vader. En hier is die wonderlik. Nou, as jy nog gered is en jy saam met jou Vader en jy moet doen wat hy sê, en nou, jy het sy karaktereienskappe, en dan raak God jou Vader, en dan kry hy sy karaktereienskappe. Matteus 5:43. Baie saam met my. Matteus 5:43. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, soos die wet vir julle, soos die wat, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Sodat, hoor wat sê hy, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Jy noem dit algemene genade. Ek sê weer, ek wil nie vir my vrou bid as ek vir haar kwaad is nie. Here, ek wil nie, maar dat beteken ek daar vergewe. As ek klaar van gebeur, dan voel het beter. Maar ons wil nie. Nou sê ek vir jou, hierdie is
liefde wat ek jou na toe roep. Maar jy kan dit net jouself uit doen, jy het nie daai vermoë nie. Want as jy lief het, die wat jy lief het, wat loon het jy? Ja, ek het my kind lief, ek het my vrou lief. Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broers groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook dit nie? Wees julle dan, nie sien dit, hoor wat hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Kan jy volmaak wees? Kan ek so lief hê ek myself en ek kan nie, ek het nie hy vermoë nie. Jy het lief sonder voorwaardes. Sjoe. En dan vergelyk hy sy soldate, hy het die som gemaak, en dan vergelyk hy sy soldate met suiwer sout. Hy sê sout laf geword, hy sout sy smaak verloor, maar het jy geweet, suiwer sout, sodiumkloried kan nie sy southeid verloor nie, jy geweet? Is nie moontlik nie. Gemengde sout is duisende jare, jy weet wie, wat is hy wat ons gebruik? Himalayan sout en die Kalahari sout, is gemengde sout. Duisende jare oud. En hy het nog nooit sy soutigheid verloor nie. So suiwer sout kan nie sy southeid verloor nie. Al hoe sout sy southeid kan verloor is jy goed bysit. So as jy besmet met onsuiverhede, daar sand tussenin of dat kan ek nie gebruik nie. Of jy is blootgestel aan vochtigheid, is nat. Jy voel water by, dan maak jy dit dinner, dan vat jy van die soutigheid weg. En as jy bybemiddels byvoeg, ja, ons sien baie van die speserye het sout in. Nee, die speserye en die ander goeders wat daar byvoeg, maak dat die sout nie vir ewig kan hou nie. Sout kan vir ewig hou, hy soos heuning, suiwer heuning, wat niks aan gekarring is nie, kan vir life hou. En dieselfde met sout. Maar sit goed by, dat die omstandighede buite hierdie sout infiltreer, dan maak dit is die southeid verloor. So Christus sê, as jy jou liefde vir die Vader het, as dit hier reg is jy suiwer sout, dan gaan jy hier beïnvloed met my liefde, met my krag en met my heerlikheid, en hulle gaan jou nie kan beïnvloed nie. Suiwer sout. Hy sê, julle is die sout van die aarde, reg? Nou ons almal hier is in hierdie oorlog gewikkeld. Toe Jesus ons roep as sy disippels, het hy ons nie net in die koninkryk van die duisternis gaan uithaal en sy lig ingebring nie. Hy het ons opgeroep vir hierdie oorlog teen die duisternis. Ons is veronderstel om nou hierdie duisternis terug te druk. En nou moet ek bereid wees om alles prys te gee vir sy koninkryk en ter wille van sy naam. So wat hy sê nie, jy moet nou jou huis verkoop en jou plaas verkoop en jy moet nee, so wat hy sê nie, hy sê jy moet so ligtig daaraan vashou, besef dit behoort nie aan jou nie, jy het niks in hierdie wêreld ingebring nie, jy kan niks daarvan wegvat nie, jy is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie, so ek gee nie goed vir jou om te geniet en alles, maar as ek van jou verwag om van dit ontslae te raak, om het te deel met ander, dan dit behoort nie aan jou nie, jou ligtig daaraan vas. Jy is bereid om alles op te gee vir u. Daarom skep Jesus die volle, ongemaklike, ongewilde prentjie vir hierdie mense wat hom volg toe hy daar omdraai. Maar hy gee is die slegte nuus voordat hy die goeie gee. Hy sê vir wie wat jy jou posisie as kind van God verloor in die tyd van jou. Ons verloor. Jy was in hierdie perfekte verhouding met hierdie hoogheilige, almagtige skepper God. Ons moet dit nooit vergeet nie. En ons het hom offend. En as gevolg van dit, gevolg van die sonde in jou, is jy nou 'n kind van die Satan en jy doen wat hy doen. Jy het sy karaktereienskappe. Jy is 'n slaaf van die sonde. Wat doen 'n slaaf? Het jy 'n keuse om iets te doen? As jy slaaf is, moet jy doen wat jou baas vir jou, wat jou meester vir jou sê. Jy kan jouself nie bevry daarvan nie. Jy is 'n slaaf van die sonde en die dood. Jy is in 'n oorlog gewikkel wat jy nie kan wen nie. Onthou, jy is in 'n oorlog teen God. Ons moet dit onthou. Sonder Christus is jy in opstand teen God. En Jesus sê, ek het gekom om oorlog te voer teen hierdie duisternis. Namens jou, wat jy kan nie. Hy sê, ek kom red jou van die Vader se toorn wat op pad is. Nou, wat is ons as lief om te
sê, kom red jou van die hel. Ja, dis deel daarvan. Maar dis nie waarvan ek sê dit, ek het dit al nie gesê, ek sê dit weer. Ek sê vir my kinders altyd, wat is die gevaarlikste ding waarteen ek jou kan waarsku? Dis die toorn van God, nie die hel nie. Die skrif sê, dit is swaar om te val in die hand van die lewende God. Romeine 5 vers 9, 1 Tessalonisense 1 vers 10 sê, Jesus kom om ons te verlos van hierdie toorn wat op pad is. So die hel is 'n bysaak. Hy sê, ek kom bevry julle uit die mag van Satan. Ek kom bevry julle uit die koninkryk van die duisternis, en ek bring julle na die lig toe. Dis wat hy sê. Kolossense 1 vers 13. Toe mense op Pinksterdag hierdie einste, harde, ongemaklike, ongewilde boodskap uit Petrus se mond uit hoor. Wat gebeur toe in Handelinge 2:37? Hulle sê, wat moet ons doen? Ons glo dit, wat moet ons nou doen? Wat staan my te doen? Petrus sê, kom nooi Jesus in jou hart. Ek sê weer, ons dit klink hard, maar is nie hier nie. Jy gaan soek dit vir my, jy gaan dit nie hier kry nie. Wat sê Petrus vandag? Hy sê, bekeer jy en laat jou go. En wat beteken bekeer? Bekeer beteken dink anders, heroorweeg. Ek is in stryd met hierdie God. Ek is in stryd met hom. Dit is 'n feit dat ek nie kan wen nie. Here, vergewe my. Maak vrede met God op sy terme. En ek sê weer, ek en jy het niks om op die tafel te sit nie, behalwe die kruis van God. Dis al wat ek kan gee. Daar is Jesus. Dis wat ek bring, Here. En die skrif sê dat die woord met blydskap aangeneem. En wat het daar gebeur? God het 3000 siele bygevoeg. Dis haar die evangelie, maar hy voeg 3000 siele. Jesus is die een wat sy kerk bou. Ons staan hier in die begin, hier is begin, ek is opgewonde wat die Here hier gaan doen. Maar ek kan nie hierdie kerk bou. Ons kan nie hierdie kerk bou, hierdie gemeente bou. Iets in hierdie gemeenskap beteken op ons eie manier, op ons eie fondasie nie. Christus het gesê, ek bou my kerk. En ek wil nie met ons in die stryd wees, ek wil nie. My vraag is, Here, kan ek help? Kan ek help? En die skrif sê, hy het somme gemaak en hy weet hy gaan sy kerk bou en hy het wat hy nodig het. Hy sê, in 1 Petrus 2 vers 4 tot 5, hy sê, julle is lewende stene. En met die lewende stene bou hy 'n geestelike huis. Dis nie die gebou nie, dis ons. Ons is die geestelike huis. Jy self, jy die gees woon in jou. Hy sê, dis 'n heilige priesterdom wat 'n welgevallige offers bring. Nou net vir jou sê, buite Christus kan ek niks na die tafel bring wat God behaag nie. Hy sê, wat in Christus bring jy vir my welgevallige offers. En dan is hierdie kerk van Christus word gebou op hierdie harde boodskap, boodskap van die kruis. Hier is die fondasie. En ons kan in geen ander fondasie bring nie. Ons bou op dit. En hy sal dit voltooi. En dan is my vraag, vir jare nou al, waarom wil die kerk krap aan 'n stelsel wat God in plek gesit het? Ons wil byvoeg, en ons wil wegvat, en ons wil redeneer, en ons wil die kerke volmaak met allerlei toertjies, ligte, rook, ek het al die goed gedoen. Wie wat trek nie? Die trek bokke. Dis hard ouens. Maar ons gee bokkos. En wat het Jesus vir Petrus gesê? Laat my langs wy. Pas my skape op. Laat my skape wy. Ek sê weer, 'n bok vreet nie wat 'n skaap nie. Hy eet ander goed ook. Ek sê weer, my broer se jaar agter, hy ben Merwel, met 'n bok op daar agter, en dan 'n groot boom gestaan in my bok. 'n groot, en ek kom eendag daar in sy skoonpa se begrafnis, ek het die begrafnis gedoen, en toe agterkom is die jaar gevra, waar is die boom? Bokke het met lag gemaak.
Hulle het gevreet aan hy boom en hy is dood. Hy het omgeval. Groot boom. So hoekom wil ek bokke voer? Ek sê weer, 'n bok is wel, maar ek gaan skaapkos voer. Want ons as leiers gaan staan, ons gaan staan voor 'n lewende God. Julle is sy skaap en hy gaan vir my vra, wat het ek julle voer? Julle skaapkos gegee, of die bokkos? Julle wil die kerk vol maak met toertjies, en nou sit jy met mense hier wat nie gered is nie, en jy voer hulle, my skaap hulle. Dis nie wat ons hier gaan doen nie. Ons bou op Jesus se manier. Jesus sê, sy weermag verteenwoordig sy koninkryk, en ons wapen is liefde. Bonatuurlike liefde. Liefde op steroids. Hy sê, wat so lief het God die wêreld gehad, dat is die enige gebore seun gegee het. Wat het hy kom doen? Hy kom oorlog voer. Moenie dit vergeet nie. Waar ben jy Jesus? Ja, hy het gekom as mens. Dit is 'n wonderwerk God wat mens word, maar hy het gekom om oorlog te voer. Ons moet dit nie vergeet nie. En wanneer hy weer kom, sê die skrif, dat sy oë, spier gloei wat in sy oë, ek wil nie vir hom staan, wanneer hy terugkom. Hy sê in Johannes 13 vers 34 tot 35. Hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Wat sê? Johannes 13 vers 34 tot 35. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Wat het hy gedoen? Hy het sy lewe vir my gegee. Sjoe. Weer eens, hier is liefde op steroids. Ons kan nie so ek. Op my eie kan ek dit nie. Heilige Gees in naam. En dan sê in vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Weer eens, liefde onvoorwaardelik, liefde op steroids, liefde wat ek nie self kan doen nie. Dit beteken ek moet genadig wees aan almal wat my irriteer. Ek moet, want die Here is besig met my. Dis soos hulle by die college toe by Christ Baptist Seminary was in Polokwane en Pietersburg. Toe, as hulle vir jou moeilike take gee, die ouens mam, en dit is verskriklik, dit is, ons die tyd nie, dan sê hy lektor net vir jou, ek is hier vir jou heilig maak. Sterkte. Die Here sit mense op ons pad om ons te laat groei. En ek sê weer, jou vrou en jou kinders is van die goed wat die Here oor jou pad bring, wat jy die meeste sien. Hy sit hier goed, ons moet groei, ons moet soos Jesus word. Ons oorwin die kwaad en die goeie, sê Romeine 12:21. Ons fight nie soos die wêreld. Ons wapen is liefde. Dis 'n bonatuurlike liefde. Indien ek God meer lief het, as die mense om my, en die goed om my, dan sal ek die mense om my beter lief. Hoor wat ek sê, ek weer sê. As ek God meer lief het, as die mense om my, gaan ek die mense om my beter lief hê. As 'n verskil. C.S. Lewis het so mooi gesê, toe hy praat van sy vrou. Hy sê, sodra ek geleer het om God beter lief te hê as my aardsdierbaarste, sal ek my aardsdierbaarste beter lief hê as wat ek tans doen. So ek sal my vrou beter lief hê, al hoe meer lief hê, al hoe beter lief hê, hoe meer nader ek aan God beweeg. Ek sal my naaste al hoe meer en al hoe beter lief hê, hoe nader ek aan God beweeg. Ek gebruik dit altyd as ek voorlieflikse berading doen, dan sê ek, as 'n paartjie nader aan God beweeg, dan is hier. En ons beweeg albei nader aan God. Wat gebeur met ons? Ons beweeg nader aan mekaar. Nou dieselfde werk in die wêreld. Hoe nader ons aan God beweeg, hoe nader beweeg ons aan mekaar. Dit is hier as broers en susters hier in die gemeente. Ons nader aan God en nader aan mekaar. Genade, liefde. Kyk Paulus se onbaatsigtige liefde in Romeine 9 vers 1 tot 3. Wat hy gesê, ek is bereid om my verlossing te verloor, weg van Christus af, as ek net vir my landgenote, dit beteken hulle kan gered word. Kyk daar onbaatsigtige liefde. Dit is weird om te sê. Ons het lief omdat Christus ons lief het. Ons beskerm omdat Christus ons beskerm. Ons vergewe, dis die belangrike een. Ons vergewe die onvergeefbare in iemand
Ken jy jouself? Weet jy waar jy jou uitgehaal het? Ek sê, soos ek hier staan, gaan kyk vir Paulus. Paulus oorals het hy gekom en dan sê, hy praat met die kerk. Dan sal hy sê, maar die Here doen wonderlike goed, ek bid vir julle en ek sien wat julle doen, ek hoor die goeie nuus, maar ek kan nie wag om by julle te kom om die evangelie aan julle te verkondig nie. Wat? Hulle het die evangelie gehoor. Paulus kon nie oor sy verlossing kom nie. Op die punt noem hy homself, ek is die grootste van alle sondaars. Jesus soek disciples wat daai koste bereken het. Besef het, ek kan nie sonder myself, myself kan ek nie doen. Hy soek disciples wat hulle southeid sal behou ten alle koste. Maak nie saak wat die wêreld in jou kant te gooi. En daar is geen groter liefde as om die evangelie van Christus Jesus aan 'n ou daar buite te gaan vertel. Weet jy wat, my vriend? Jy is deur God geskaap vir God. Maar as jy nie deur Christus kom nie, gaan jy op pad hel toe. Jy moet vrede, jy is in oorlog met God, jy is gesluit, jy die wapen opgeneem al, jy weet dit al nie. Dis die groot ding. O, Jesus wil jou siel red. Hoekom wil hy my siel red? Jesus wil jou sondes vergewe. Het jy al gaan, dan vra hulle vir jou, maar wat is sonde? Waarvan praat jy? Wat is sondes? Die wêreld verstaan nie, hulle dink nie soos ons dink nie. So jy moet ook eers die slegte nuus gee, sodat jy die goeie nuus kan verstaan en waardeer. En dan moet ons moet die volle waarheid, soos Jesus, soos wat Dietrich Bonhoeffer dit gestel het. Hy sê, verlossing is verniet, maar discipelskap gaan jou lewe kos. So hoe lyk ons liefde? Hoe lyk jou liefde by jou huis, jou vrou, jou kinders, jou familie? You turned and faced the crowd that followed you, and spoke the words that cut straight through. If you would come, then count the cost. You must let go, you must bear the cross. Not love divided, not hearts half true. Not even your life can stand before you. If I would walk the road you chose, I lay it all down, I let it go. This is the cost of love, this is surrender, laying down our lives for something greater. We lose everything to follow you. This is the cost of love, we choose you. You spoke of towers built on steady ground, of counting the cost before laying down. Lest we begin and cannot stand, with empty walls and shaking hands. You spoke of kings who choose their fight, who weigh the war in honest light. I hear you call me to be whole, not halfway hearts but my full soul. This is the cost of love, this is surrender, laying down our lives for something greater. We lose everything to follow you. This is the cost of love, we choose you. Take our homes, take our names, take our plans and worldly gain. If salt has lost its fire and flame, restore our hearts, make us the same. Give us ears that truly hear, give us hearts that persevere.
forever serve. Heaven's calling, we lay it all down at your feet, Lord. We lose our lives to find what's true. This is the cost of love, we follow you.